Here, dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees. Dankie dat ons kan hoop vind in geloofsfamilies se stories. Here, dankie dat ons ook na U toe kan kom en erken, ek voel eensaam, ek voel verlaat. En dankie dat ons kan weet, as ons uitreik na U, U is altyd daar. U hand van beskerming bly oor ons. En Here, waar ons vanoggend die skrif gaan oopmaak en ou bekende verhale lees, bid ek dat U Heilige Gees in elkeen van ons opnuut in ons harte sal spreek en opnuut 'n boodskap wakker maak. Iets wat ons nie vir onsself gaan hou nie, maar iets wat ons kan gaan deel. Dankie dat ons kan kom om te hoor. Here, en mag die woorde wat oor my lippe kom vir U aanneemlik wees en mag dit spreek vanuit U Vaderhart tot elkeen se hart en gees. Dankie dat ons hier kan wees. Mag ons hier bly in nederigheid voor U voete en mag ons hoor wat vir elkeen van ons bedoel is vanoggend. In Jesus naam, amen. So ons het vir mekaar gesê in die antieke wêreld, wanneer geloofsfamilies by mekaar kom, was dit in die bovertrek, en daar in die bovertrek het hulle saam gesels. Want wanneer ons saam gesels, leer ons die Here ken, en daarom het ek hierdie gespreksvraag voor die tyd, en hierdie gespreksvraag na die tyd, sodat ons as geloofsfamilie kans kry om saam te kan gesels. Saam te kan gesels waaroor ons dink iets gaan, en dan saam te kan reflekteer op dit wat ons gehoor het, om te kan sê, wat dink ek nou? Want ons het mekaar verlede Sondag gesê, die evangelie daag ons uit om anders te dink. En daarom as ons klaar iets gehoor het, is dit nodig om vir mekaar te vertel, wat dink ons? So vanoggend se gespreksvraag, wat jy so met iemand langs jou kan deel, is die volgende. Wat bring vir jou hoop? So sê net vir die persoon so langs jou, wat bring vir jou hoop? Ons is vanjaar besig met die tema dag 41. In die Bybel sien ons hierdie patrone of so ritme van God wat die getal 40 het, en dan uiteindelik is daar ook hierdie getal 41. So die getal 40 staan so dikwels vir tydperke van beproewing, of wagtydperke, of dan tydperke van worsteling. Ons sien die volk Israel is 40 jaar in die woestyn vasgekeer. Ons sien Goliat wat God se volk tart vir 40 dae lank. Jesus wat 40 dae self in die woestyn is en daar versoek word. En dan na sy opstanding, as Jesus verskyn aan sy disippels, dan spandeer hy nog 40 dae lank saam met hulle. En dan uiteindelik, so na daardie 40 dae of 40 jaar, die getal 40, dan breek daar hierdie nuwe dag aan.
die dag van hoop, 'n dag 41. Na 40 jaar van wegkruip in die woestyn, roep God vir Moses op die 41ste jaar om sy volk uit te lei. 'n Nuwe roeping, 'n tweede kans. Na 40 dae van Goliat se bespotting van God se volk, kom Dawid op dag 41 aan en dan val daar die reus. Na 40 dae se versoeking daar in die woestyn, stap Jesus op dag 41 uit daardie woestyn uit na die openbaar en dan begin sy bediening van genesing, bevryding en verlossing. Na 40 dae na die verskyning aan die disippels in die 40 dae wat Jesus saam met hulle spandeer, op die 41ste dag word die Heilige Gees uitgestort en dan bring dit 'n nuwe seisoen vir die kerk. Dag 41 is die taal van God wat vir my en vir jou sê, die beproewing is nie die einde van jou storie nie. Daar is iets daarna, daar's 'n nuwe hoofstuk, daar's 'n nuwe dag. Ons eie lewens het dikwels sulke 40 seisoene, woestyne van verlies, depressie, huwelikstryd, finansiële druk, siektes, familiepraktyke wat moeilik raak, ouerhuispatrone waarin ons vasgevang word. En in ons 40 dae woestyntydperke voel ons dikwels geïsoleerd, ons voel alleen, voel dalk asof die Here my vergeet het. Maar daardie woestyntydperke is nie daarmee te breek nie. Daardie woestyntydperke is daarom jou geloof te suiwer. Is om jou te leer om weer afhanklik te raak van die Here se genade. Is uiteindelik om vir jou en vir my geestelike groei teweeg te bring. God verlaat ons nie in ons 40 dae woestyntydperke nie. Hy is teenwoordig. Ons gebruik dan nou hierdie jaar om te kyk hoe die Here teenwoordig is in ons woestyntydperke en wat se hoop hy vir ons bring gedurende daardie tyd. En in kwartaal 2 gaan ons 'n bietjie stil staan by jou gesin. Watter woestyntydperke beleef ons as gesin? Maar vandag praat ons oor daai uiteindelike dag wat ons sien, daai dag 41, daai dag van hoop, die dag waarin elkeen van ons moet vashou in ons woestyntydperke. Jesus het uiteindelik self gesê, in hierdie wêreld sal jy verdrukking hê, maar hy los dit nie sommer net daar nie. Hy volg dit op en hy sê, hou moed, want ek het hierdie wêreld oorwin. Kom ons lees vanoggend saam so vanuit Psalm 40 vers 2 tot 5 en dan Jesaja 43 vers 18 tot 9, wat ons ook gesê het, voel ons is 'n ankerteks vir ons gemeente in hierdie tyd. So ons lees net daardie 2 verse. Psalm 40 vers 2 tot 5. Ek het gesmag na die hulp van die Here. Hy het na my toe afgebuig en my hulp geroep, gehoor. Hy het my uitgereik uit die put van die dood, uit die sluimerige modder, my op 'n rots laat staan en my weer op vaste grond laat loop. Hy het my 'n nuwe lied in die mond gelê, 'n loflied vir ons God. Baie sal daarvan hoor en hom eer toebring. Hulle sal op die Here vertrou. Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot duister magte en tot mense wat hulle met skyngode ophou nie. En dan Jesaja 43 ook ons ankerteks. Maar moenie net aan die vroeër dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyne pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Beide van hierdie tekste kom en wys vir ons op die Here se getrouheid en die belofte van hernuwing en 'n nuwe begin so na woestyntydperk vir elkeen van ons. Dit wys vir ons op 'n dag van hoop na 'n moeilike tydperk waardeur mens gaan. So Psalm 40 is so post-ballingskap tydperk saamgestel en ons lees hier van die verlossing wat hierdie digter in die verlede deur die Here se hand ervaar het. Hy sê maar die Here het my al verlos hier in die verlede.
Hy het deur 'n tydperk gegaan wat hy in 'n put van die dood was, 'n slijmerige modder, is hy vasgevang gewees. Ons kan hierdie beeld sommer so aan ons lyf voel. Daar's baie dikwels vele lewensgebeure wat vir ons ook so verstrengel laat voel. So in die kloue van doodsbenauwdheid wat ons vasgevang word, of in hierdie versmorende donkerte waar ons nie kan uitkom nie. Dis dan in hierdie doodsnik oomblikke wat ons opkyk en wat ons 'n noodkreet na die Here uitroep. Die digter het self in hierdie oomblikke gehinker na die Here. In hierdie oomblikke waar hy verstrengel voel in die modder, het hy na die Here uitgeroep. En hy het vir die Here gevra, kom red my net van die dood. Kom laat ek net weer kan asem skep. En dan het die Here hom laat standvastig staan, op die rots. Wanneer ons op 'n rots staan, dan voel ons standvastig, ons voel veilig. So God het hom laat veilig voel, en hy het glad nie meer wankelrig gevoel, daar waar hy homself bevind nie. Let op, die psalmskrywer beskryf nie of die plek wat die Here vir hom gegee het, presies gelyk het soos die plek wat hy gevra het nie. Al wat hy sê is, God het hom kom red. God het hom laat veilig voel. God was getrou, en hy kon weer op 'n plek wees waar hy standvastig voel, met rots onder sy voete. Hy sê nie hoe dit lyk nie. Hy sê nie eers of dit lyk soos wat die Here gevra het nie. Hy sê net nou is ek standvastig. Ons raak ook soms moedeloos. Dan is noodkrete ook deel van ons bestaan. Dan roep ons ook uit na die Here in hierdie oomblikke van moedeloosheid. Ons smag ook dikwels na uitkomste. Ons voel ook dikwels dat die Here die enigste een is wat vir ons kan uitkoms bring. En dan weet ons ook dat elkeen van ons kan hoop kry in die Here se teenwoordigheid hier by ons, of dikwels in die Here se totale ingryping in ons lewens. Wanneer die Here een persoon red, dan vind die gemeenskap ook daarby. Elkeen kan hoor en opnuut dan ook hoop vind binne hulle eie situasie. Elkeen hoor die verhaal en vind hoop. Daarom so in vers 4 daai mooi stuk wat sê, daarom sal baie daarvan hoor en hom kan eer toebring. Een persoon se deurbraak, een persoon wat sy dag van hoop bereik en dit beleef, is hoop vir ander om hom of haar om die Here te loof en prys en op die Here te wag vir hulle eie dag van hoop. Waar het jou storie van hoop al hoop geskep vir 'n ander geloofsfamilielid? Dalk is daar iemand in jou selgroep of miskien 'n kollega by die werk wat vir jou sê, maar ek gaan nou deur iets moeilik. En dan is dit belangrik om jou eerlike storie, sonder om perfek te klink, jou eerlike ware storie, met daai persoon te kan deel. Want daardie storie word dalk Psalm 40 in die vlees vir 'n ander persoon. Miskien moet jy net begin deur vir iemand te sê, ek verstaan iets van wat jy voel. Kan ek gou vir jou vertel hoe die Here my deur hierdie ding gelei het in my lewe? Hoe die Here my deur hierdie soortgelyke ding gedra het en vir my hoop gegee het? In Jesaja word daar gefokus op hierdie nuwe verlossingsdaad wat die Here gaan doen vir sy mense. Hulle is reeds hier vanuit ballingskap gered, en daardie redding daar uit ballingskap kan hulle so goed onthou. Hulle weet presies hoe dit gebeur het en wat die Here vir hulle kom doen het. Maar dis juis ongelukkig die probleem. Hulle het vasgesteek op hierdie verlede verhaal van wat God kom doen het. Hulle sukkel om die toekoms te kan sien, want hulle hou so vas in hierdie verlede verhaal. Hulle sit nou as ware vas hier in 'n nuwe woestyntydperk, en hulle is blind vir dit wat kom.
Hulle het weer eens hoop verloor. En dan daardie pragtige Hebreëse woord wat daar in Jesaja 43 vers 19 gebruik word vir nuut, Chadash, 'n byvoeglike woord vir nuut of vars. En dan staan hierdie twee betekenisse so in beide Hebreëus en Grieks vir hierdie woord nuut. Aan die een kant beteken dit nuut in tyd. Dis om iets te beskryf wat herontwerp word, opgegradeer word. Met ander woorde, dis om te sê, die ou Ford model het plek gemaak vir 'n nuwe Ford model. Die Kuga het so gelyk, hy het aan die brand geslaan, nou lyk hy so, en hy slaan nie meer aan die brand nie. En aan die ander kant, die ander woord vir nuut, beteken nuut in soort. Die ou Ford model word vervang met 'n Mercedes-Benz. Sommer heeltemal iets anders, heeltemal iets nuuts wat ontwerp word. So wanneer God sê, hy doen iets nuuts, dan sê hy doen iets nuut in soort. Jy kan dit nie met die verlede vergelyk nie. Dis splinternuut, dis kreatief nuut, dis nog nooit tevore gesien nie, dis revolusionêr nuut. Daarom sê hy vir hulle, moenie verstrengel raak in die verlede verhaal nie. Julle moet met afwagting vorentoe kyk. Ek is besig om julle noodkreet aan te spreek, maar dit gaan heeltemal anders lyk. Dis nuut in soort. Daar wag 'n nuwe uittog op julle. God gaan nou 'n pad deur die woestyn maak, sodat julle kan huis toe kom. Ons, net soos hulle, is baie geneig om partykeer in die geskiedkundige verhaal vas te kyk. En as ons so besig is met daardie geskiedkundige verhaal, dan neem dit ons hoop weg vir wat nou kom. Dit vat ons verwagting weg. Dit vat weg wat God eintlik presies nou besig is om te doen, want ek sukkel om dit te sien. In steede daarvan om te weet dat God kan iets nuuts doen, is ons besig om te kyk na die verlede. Miskien sê jy, die keer toe die Here my huwelik gered het, het hy so te werk gegaan. Nou moet dit presies so lyk, want as dit bietjie anders lyk, dan kan dit tog nie hy wees nie. Of, toe ek laas depressief was, het die Here my op hierdie manier daardeur gehelp. As dit nou anders lyk, dan weet ek nie of ek dit kan vertrou nie. Dit kan ook nie so lyk nie. Of ons sit dalk hier en sê, maar die Here het ons in die verlede in ons gemeente so gehelp. As dit nou 'n bietjie anders lyk, ek weet dan nie. Hierdie nuwe maniere werk nie vir my nie. Dit kan tog nie die Here wees wat besig is nie. Jesaja sê vir ons, die Here sê, hou op vashou aan die vorige maniere. Los die vorige template, dis nie hoe ek weer werk nie. Ek gaan nou iets nuuts doen. Dit gaan nou eie in sy soort wees, dit gaan anders lyk. Vertrou my, ek is aan die werk. En dan is die groot vraag, wat ek en jy vir onsself moet vra, wanneer ons hierdie teks lees, is waar is jy vasgevang in 'n tweede woestyntydperk, en bly jy agter omdat jy so besig is om na die verlede te kyk, en wat God daar gedoen het, dat jy dalk sukkel om te sien, hoe hy 'n nuwe pad beplan, dat jy sukkel om te sien hoe hy 'n nuwe manier uitkoms gee, uit daardie einste plek. Ons as mense is so geneig tot negativiteit en hooploosheid. Maar ons hoop tog op 'n dag 41. En wanneer ons hoop op 'n dag 41, dan dwing dit ons so 'n bietjie uit hierdie negatiewe siklusse uit waarin ons staan. Dit dwing ons om bietjie met afwagting te kyk na waarmee is die Here besig. God is getrou. Hy hoor elkeen van ons se noodkreet. En hy plaas ons elkeen weer op 'n plek waar ons kan veilig voel. Soms is daardie plek van veilig voel in daardie einste woestyn wat jou so ongemaklik maak en so sleg is. Ander kere is daardie plek van veilig voel dalk
heeltemal buite daardie woestyn, buite daardie plek wat jou so seer maak, of jou so moedeloos het. Die groot ding vir my en vir jou is, deel met God jou woestyn oomblikke van wanhoop. Deel dit eerlik. Hy bring vernuwing, hy bring hoop. Onthou, die hoop kan anders lyk as die vorige keer. Beter as jou verwagtinge. Maar sy hoop moet 'n stuk afwagting skep by ons as mens. Vra en wag op die Here, sonder om 'n idee in jou kop te skep van hoe dit moet lyk, hoe daardie uitkoms moet lyk. Hou 'n spasie oop om verras te word deur hom. Wat hy immers kan doen is ver bo ons verwagtinge. Maar dan moet ons ook mekaar herinner aan die volgende. Dag 41 is nie altyd hierdie groot wonderwerk nie. Dag 41 is soms, dalk wanneer iemand besluit om weer 'n terapeut of 'n beraader te gaan sien, want hulle het na 'n lang tydperk daardie persoon vermy. Dag 41 kan wees wanneer 'n pa of ma na 'n lang tydperk van spanning, daardie eerste klein opregte gesprek, daardie eerste klein tree neem om 'n opregte gesprek te hê met hulle tiener of hulle verlore kind. Iemand wat in skuld is, kan dalk die moed kry om 'n begroting op te stel. Dis nog nie heeltemal uit die woestyn uit nie, maar dis op pad deur die woestyn saam met die Here. Jou dag 41 kan dalk lyk soos een klein gehoorsaamheidsstap. En nie noodwendig 'n reuse wonderwerk nie. Maar dit is steeds jou dag van hoop. Pas op om nie vasgevang te raak in 'n plek waar jy hierdie afwagting het vir iets groots en jy mis die klein tree wat die Here beplan in jou nuwe pad van hoop. In Kolossense 1 vers 27 word daar 'n geheimenis aan die mense openbaar. Daar word vir hulle gesê, Jesus Christus is die hoop. Hoop van verlossing van die ewige dood. Christus beliggaam hierdie nuwe ding wat God gaan doen. Hy is ons hoop. Hy is die vervulling van die Here se beloftes. Deur Jesus word ou dinge nuut gemaak. Ou omstandighede word herstel tot iets nuuts. Soms word daardie ou omstandighede in 'n heeltemal nuwe rigting ingestuur. Maar deur Christus word hoop 'n werklikheid. Alles waardeur ek en jy nou gaan, is tydelik. Ja, dit vat nie die angel weg uit die seer nie. Maar dit skep hoop dat daardie angel nie vir ewig gaan wees nie. Daardie angel is tydelik. Mag jy met opregtheid en eerlikheid in jou woestyntydperk na die Here uitroep. En mag jy gereed staan vir iets nuuts in sy soort, waar jy weer standvastigheid kan ontdek. Ons wil afsluit met die volgende gespreksvraag. Waar is jy nog besig om in die verlede vas te kyk en die nuut wat God wil skep dalk te mis? As jy vrymoedigheid het, deel met die ander persoon. Waar is jy nog besig om in die verlede vas te kyk en die nuut wat God wil skep te mis? As dit vir jou bietjie 'n te naby vraag is aan die lyf, deel dan met die ander persoon. Wat 'n storie van hoop kan jy gaan deel met iemand anders?
Dankie, liewe Here, dat ons kan hoor dat U ons hoop is. Mag ons met opregtheid en eerlikheid ons wanhoop en ons stories in die woestyn met U deel. Maar Here, mag ons met daai selfe opregtheid en eerlikheid ons stories van hoop met die gemeenskap deel. En op so 'n manier mag ons U hoop versprei sodat die wêreld kan loof en prys wat 'n betroubare God U is. Mag ons in afwagting wag op die nuutste soort wat U skep. En mag ons genoeg vertroue hê om nie terug te kyk na die verlede nie, maar in afwagting op die toekoms saam met U te wag. Dankie vir U liefde, vir U genade, vir U getrouheid en U bystand in alles wat ons deurmaak. In Jesus naam. Amen.